Goeiemôre broeders en susters en kinders. Baie welkom in die erediens van die Here vanoggend. Ons gaan ons erediens begin deur die sing van Psalm 146, die eerste, die 5de en die 6de verse. Prys die Here met blye galme, o my siel, daar se ryke stort. Ons doen dit staande en dan kyk ons hoe die seën van die Here ook uitgespreek word oor ons. En dan sing ons saam Psalm 98, die eerste en die tweede vers. Sing van die dade van die Here, kom sing vir hom in nuwe lied. Beide van hierdie is lof, psalms, kom ons sing dit en ons loof die Here ook daarmee. Jesaja 52 vers 7 staan geskrywe. Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wanneer hy goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. So
Skepper van hemel en aarde, en Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Kom ons sit. Geliefdes, ek lees vanoggend vir u weer 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Dis hoe die wet van die Here ook in ons lewe toegepas word. En ek lees vir u uit 1 Petrus hoofstuk 3 van vers 8 af. 1 Petrus hoofstuk 3 van vers 8. Die opskrif vir die gedeelte is hoe elkeen hom moet gedra. Ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Integendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe: as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat verskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gemeente skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Want Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Dit 'n klein jompie die ark, 8 ingetal is deur die water gered. Dit hou die dood, waardeur julle ook nou gered word. Die dood is die afwassing van die vuilheid van die liggaam, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en magte en kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Ons lees tot sover. Kom ons sing nou saam lied nommer 238, die eerste, die derde, die vierde en die vyfde verse. God enkellik voor u gesit, is niks op aarde ryk. Ons doen dit beleidend, ons doen dit ook terwyl ons sit.
Hemelse Vader, ons gedagtes gaan op na U vanoggend. U is groot en magtig. U is alomteenwoordig. Ons staan voor U, Here. Ons het ook sonde in ons lewe gedoen. En hierdie week het ons ook daaraan toegevoeg. En elke dag doen ons meer. Maar in Christus het ons verlossing van ons sonde ontvang. En daarom bly ons voor U en kleef ons aan Jesus Christus vas. Here, gee dat U die verlossing vir ons blydskap in ons harte gee. Ons bid vir U nabyheid ook vanoggend as ons U woord oopmaak. Ons besef ons is nietige mense. Ons besef ons mense gedagtes kan so maklik oorhand neem. En ons word nie stil genoeg voor U woord. Dat U kan praat en dat U woord kan helder weerklink. Daarom met ons, Here, dat U vir ons sal help om U woord vanoggend te hoor. Rig ons gedagtes. Keer dat ons hierdie Sondag, hierdie erediens ervaar en beleef. As tot U Heer, as ook 'n gawe, wat ons aan U wil bring, die eer en die dank en die lof. En wil U wat met ons praat, dat ons sal stil word, sal luister. Ons bid vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons bid dat Hy, dat die eintlike verklaarder ook van die Heilige Skrif is, dat Hy die woorde in ons harte aan ons toe eie. Ons bid dit om Jesus Christus ontwang. Amen. Liefdes, ons lees saam uit Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8, ek gaan vir julle lees van vers 18 tot vers 30. Romeine hoofstuk 8, van vers 18. Liefdes, die preek wat ek vanoggend preek, wou ek al lankal gepreek het. Ek sal my preek ook verduidelik waarom. En soos elkeen van ons weet, is Romeine 8 is 'n baie besondere hoofstuk in die Bybel. Ek dink die diepte daarvan is ongemeen. En 'n mens kan so baie van Romeine 8 gebruik. En as herhaling werk, en bemoediging, en aanmoediging, en vertroosting. En u gaan ook dit vanoggend ervaar. Ek lees vir u van vers 18 af, tot vers 30. Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verdien, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, maar wy het met die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid,
om so tot die vryheid te kom van die eenlikheid waarvan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pynne van verwagting, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered. En ons het nou hierdie hoop. Dat die mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self blyk vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Met God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy blyk volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Ons lees tot so ver. Liefdes, ek gaan 'n groot deel van die gedeelte gebruik om ook die saak aan te spreek waaroor ek vanoggend wil preek. Maar dan ook veral, en dit is ons fokusvers, sekerlik vers 28, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom lief het. Die wat volgens sy besluit geroep is. En in hierdie verse is daar sprake van volgens die besluit van die Here. Volgens wat hy besluit en dat alles ook ten goeie meewerk. En nou wil ek hê, jy moet vanoggend saam met my worstel, dat ons ook 'n antwoord kan kry. Hoe kan siekte ook ten goeie meewerk? Hoe verstaan ons dit? Want net voor dit bespreek Paulus ook dat ons sug, dat ons swaar kry, dat alles nie altyd goed gaan in ons lewe. Hoe moet ons dit verstaan? Ek wil die kindertjies eers voor en doen. Al die kindertjies kan dus hier voor by my gesit. En dan praat ons 'n bietjie. En nou sien daar 'n bordjie. Nou al die laerskoolkinders, daar is bordjies en hervelletjies vir julle. En dan sorg dat julle dit by julle het. Nou volgende op die weer. Dus dat ons aangaan. Ons is al 'n kolom kindertjie weer vanoggend hier lê. Ons gaan vanoggend in die preek, gaan ons 'n bietjie praat oor siekte. Oor siekte. Weet jy wat is siekte? As 'n ou siek is, kom ons kyk daar, as 'n fotootjie daar. Hoe lyk daai dogtertjie vir jou? Sy lyk siek, nee. Wat ek jy, wat is fout met haar? Koppijn, ek het ook so. Sy boos, ja, ek wil nie dat boos, maar sy lyk soms die oogies aan ook, nee. Dus sy voel sleg. Wat sou jy, as jy vra moet ek praat gee, wat sou jy vir haar gesê? Wat moet sy doen? Goed, sy moet vir die Here bid en vra dat die Here aan die leer. Wat nog? Sy moet dokter toe gaan. Ja, kom kyk. Ek het daar, is dit Elsie die sy keer na Elsie? Ok.
ek sien daar as 'n dokter. Nee, goed. Sy moet dokter toe gaan. En as ek ook gehoor dat sy moet bid. Ja, sê, goed. En wat nog? En weet jy, wat is nog hier wat ek ons raad kan gee as ek so sleg voel? Wat raad kan ons nog raad gee? Sy moet. Wat moet sy nog doen? Ja, sy moet vir Jezus bid. En sy moet ook, ek dink, kom ons kyk 'n bietjie die volgende. Sy moet. Ja, sy moet op medisyn druk. Om dit al gesond word. En sy moet kerk toe kom, as jy siek is, wil jy nie altyd kerk toe kom. Nee. Jy moet eers gesond word. En as jy siek is en jy sit hier in die kerk, as dit nie lekker, dan kan jy nie lekker concentreer. Jy moet wel eens bietjie gesond word. Nee. So al die dinge saam, gaan vir haar, laat beter voel in kerk. Dink jy nie so? Ek dink so. So ons gaan nie enetjie, ons bid vir die Here. En ons bid, dat die Here ook vir haar iemand gee wat vir haar kan help. En daai iemand wat vir haar kan help, is baie keer die dokter. Nee. So ons gaan na die dokter toe. En die dokter gebruik ook iets om hom te help. Wat gebruik hy? Hy gebruik medisyne, en hy gebruik pille om hom te help. Om daai dogtertjie te help, sodat sy gesond kan word. So die liefde van Jesus in ons hartjies is daar. En hy help ons as ons siek is. Maar ons moet daarmee ook saam met ons na die dokter toe gaan. Nee. En ons moet ook medisyne drink, sodat ons beter kan voel, en gesond kan word. En dan kan ons weer kerk toe kom. Nee. Dis reg. So al die dinge, die Here gee vir ons mense wat vir ons kan help. Verstaan julle dit? Ja? Jy drink syne, jy drink die medisyne. Dis heeltemal goed. Goed, as julle dit mooi verstaan, kan julle na julle klassies toe gaan. Goed, baie dankie. Kom ons sing as gemeente saam, en ons sing Psalm 123 daarvan die eerste vers. Psalm 123, die eerste vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, siekte en dood is bedreigings vir ons geloof in die liefde en die krag van God. As predikant het ek elke dag te doen met lidmate en vriende wat swaar kry, wat baie siek is, of mense wat hulle geliefdes aan die dood afstaan. Baie sterk gelowiges gaan elke dag aan ernstige siektes, so byvoorbeeld kanker, dood. En het voel asof dit net al hoe meer word. En elkeen van ons word daarmee gekonfronteer. Ek worstel egter om te verstaan
verhouding van die wil van die Here en kanker is, en ernstige siekte is. In 'n boek getiteld Don't Waste Your Cancer, het John Piper, 'n bekende Amerikaanse gereformeerde skrywer en teoloog, wat self ook kanker het, God se almag beklemtoon, deur kanker as 'n geskenk en 'n seën te beskrywe wat ontwerp is vir jou deur God. 'n ander teoloog, Tyler Williams, reageer deur te sê dat sulke woorde eintlik 'n belediging is vir die Christelike verstaan van God. En dat dit aanvallend is tot 'n ware ervaring van menslike lyding. 2 standpunte, baie ver uit mekaar verwyder. 2 gereformeerde teoloë, 2 mense wat worstel met dit wat ek nie worstel. Hoe verstaan ek hierdie ernstige siektes? Is dit die wil van God? Dit die wil van God dat ons moet ly, dat ons moet swaar kry? Is dit 'n geskenkie wat hy vir my gee? Wie jou sê, ek gee vir jou geskenkie en jou geskenkie is kanker. Dit is ontwerp vir jou, om jou te pas. Kan ons dit so sê? Is dit vertroosting? Ek voel amper in my binneste wil ek sê, Here, as dit my geskenkie is, dan wil ek nie daai geskenkie hê. Dit lyk nie vir my na 'n seën nie. Dit lyk vir my na swaar kry. En nou worstel ek daarmee, en ek dink die beste manier waarop ons dit kan antwoord is dat ons gaan luister wat die Bybel sê. Want die Bybel is vir ons eintlik maar die woord van die Here wat tot ons praat, en dit is vir ons die skild wat vir ons beskerm teen al die bedreigings van ons geloof. Daarom is dit goed dat ons baie mooi verstaan wat die Bybel vir ons sê. Kom ons luister wat staan in Romeine 8. In Paulus se brief aan die Romeine staan hoofstuk 8 uit as een van die mooiste en die mees troostvolle gedeeltes van die brief. In die hoofstuk is daar onder andere een van die duidelikste voorstellings in die skrif van 'n drie-enige God. En ons fokusvers van vanoggend is ook een van die bekendste en die mees geliefde Bybelvers in die Bybel. En daarin sien ons wat 'n verskil die Bybel ook in ons lewe kan maak. Ons hoor die sterkste uitdrukking van 'n gelowige se sekerheid oor sy verlossing in hierdie hoofstuk. Ons hoor wat ons doel in die lewe is, en die eer van God word daardeur bekend gemaak. Paulus sluit in Romeine 8 aan by die sondeval, wat aan die begin van Genesis beskrywe word. En dan kyk hy verder na die gevolge wat die sondeval in ons lewe het. Een van die resultate van die sondeval is dat die skepping sug in die pyne van verwagting, vers 22. En saam met die skepping wat sug ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Romeine 8 vers 23. So ons hoor van 2 dinge wat sug. Die skepping sug. En ons as mense sug. En ons kan die afleiding maak dat die lewe eintlik maar vol sugte is as gevolg van die sonde. Daarom sê ons sluit aan by die sondeval. Volgens Paulus is die skepping aan verydeling onderworpe, vers 20, verslaaf aan verganklikheid, vers 21, en sugtig in die pyne van verwagting, vers 22.
In Genesis 3 staan daar, dat die aarde deur jou, en dan praat hy van die mens wat in die sonde geval het, deur jou te doen vervloek is. Adam het dalk gedink, dat sy ongehoorsaamheid, toe hy van die boom van die lewe se vrugte gevat en geëet het, net iets tussen hom en God was. Maar God maak dit duidelik dat Adam se sonde eintlik 'n impak op die hele skepping gehad het. Daarom is verydeling, verganklikheid en geboortepyne selfs nog meer as die ou dussels en die dorings wat uit die aarde voortgespruit het. Die woordjie verydeling, nou moet die kinders mooi luister, die laerskoolkinders, want dit is op die papiertjie, die woordjie verydeling wat hier gebruik word. Sit. Betekenis is iets ook te doen met te vergeef sy. Daai te vergeef sy wat ons ook in nou prediker van hoor. Dit hou in dat alles op die aarde skielik 'n begin en 'n einde het. Want die skepping en alles oorspronklik gemaak is om dalk vir altyd daar te wees, het dit verander as gevolg van die sonde. Dit is aan verydeling onderwerp. Dit het skielik 'n begin en 'n einde begin kry. Dit staan teenoor God. God wat ewig is. Hy was voor die skepping daar was hy reeds daar. En hy gaan na die skepping, gaan hy nog daar wees. God is ewig. Want hierdie skepping is reeds die sonde, het dit 'n begin en 'n einde begin kry. In my lewe, as mens, is ek ook deel daarvan. Mense op die aarde sug ook saam met die hele skepping. Paulus praat van die lyding wat ons nou moet verdien, die swaar kry wat ons nou moet verdien, vers 18. Dat ons ook sug, hy sal ons van die verganklikheid bevry, verganklikheid. En dat ons swakheid het, vers 26. Daar is baie seer kry in die lewe. Daar is onder andere al die ou fisiese pyn wat ons moet ly. In die Bybel lees ons hoe die volk van Israel, die volk van die Here, Israel, swaar gekry toe hulle in Egipte was. En hoe hulle onder vreemde volke in ballingskap weggevoer is en swaar gekry. Ons kan maar net vandag in die hospitale gaan kyk en sien hoe baie mense seer het. Baie mense siek is, baie mense swaar kry. En ek dink ook spesifiek aan geliefdes wat veg in hulle stryd teen kanker. Daar is fisiese pyn, daar is fisiese swaar kry, maar daar is ook emosionele swaar kry. Ek dink in die Bybelse tyd toe die Egiptenare beveel is om die seentjies van die Jode in die Nylrivier te gooi. Of aan die al geklaag van die moeders van Bethlehem toe koning Herodes hulle baba seentjies doodgemaak het. In die tyd toe Jesus gebore was. Ek dink ook aan Jesus se trane wat hy gestort het toe hy by die graf van Lazarus, die een wat hy voorlief het, gekom het. En ek dink aan die emosionele pyn wat ons ook ly. As ons ook saam huil, as een van ons geliefdes doodgaan. Daardie swaar kry, daardie pyn, daardie emosionele pyn. Dis asof dit ook deel van hierdie ou sug is wat ons sê. Ons gaan duisende mense opnoem wat vandag ook nog vervolg word as gevolg van hulle geloof. In plekke soos China, Indië, Irak, en Egipte, en Afghanistan, was baie mense. En dit is nie maklik. Dit is swaar. Solank as wat ons in ons liggame hier op die aarde bly, is ons aan agteruitgang van die skepping. En daarom ook deel van die begin en die einde, wat ingetree is die sondeval. En daarom
ook deel van jou agteruitgang van die skepping. Al die lyding, al die pyn, al die gesig, is 'n direkte gevolg van ons sonde. Ons kan nie enige iemand anders blameer daarvoor. Dit is as gevolg van die sonde, dat daar verydeling en agteruitgang op die aarde is. En ons kan daar ook toevoeg, dat God dit ook toelaat. Ons lewe op 'n onvolmaakte aarde, waar daar dinge gebeur, wat nie altyd goed is vir ons. Deel daarvan is as ons beroof word, as goed van ons gesteel word, as ons fisies aangeval word. Dan kan ons nie sê, dit is nou die geskenkie van die Here aan my, dat ek deur 'n rower aangeval en seer gemaak en bekragtig word. Dis deel van die onvolmaakte aarde wat ons opbly. Dis deel van die sonde. Dit is my eerste punt wat ek wil maak. En dit is wat ek in Paulus ook baie duidelik maak. Nou die skepping en mense op hierdie aarde, deel het van hierdie verydeling. En hierdie verydeling wat dit beteken. Jy moet duidelikheid daaroor hê. Maar luister verder. Paulus praat egter van iets anders ook in Romeine 8, in die gedeelte wat ons voorgelees het. Hy praat van die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek. Vers 18. Hy praat van die belofte van hoop, bevry van die verslawing, en om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid, vers 21. In vers 22 word die pyne van verwagting genoem. Pyne van verwagting. Vers 23. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Hoor net die positiewe woorde wat hy hier sê. Daar kom 'n tyd wanneer al die kinders van God verlos sal word van hierdie verydeling en hierdie agteruitgang. Dit het nog nie gebeur nie, maar dit sal gebeur. Eendag sal hy ons ou nederige liggame verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees. Filippense 3 vers 21. Was baie mooi hierin. Paulus skryf ook aan die Korintiërs. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Daar kom 'n dag wanneer siekte en dood nie meer deel van ons lewe sal wees. En ons sien daarna uit dat dit moet gebeur. God gee self aan ons 'n belofte van hoop wanneer verydeling gaan stop en beter dinge met sy kinders gaan gebeur. Een van die dinge het al klaar met ons gebeur. Hy het vir ons 'n eerste tekentjie daarvan gegee. En hy sê hierdie tekentjie is die Heilige Gees wat aan gelowiges gegee is as die eerste gawe van wat ons van God sou ontvang. Dink 'n bietjie aan die volk Israel wat op die grens van die beloofde land gaan staan. En dan stuur hulle vir kinders uit in hierdie beloofde land om te gaan kyk hoe die beloofde land van ons lyk en wat is die potensiaal van hierdie beloofde land. En dan kom hierdie kinders terug en daar staan dat hulle met een druiwentros tussen twee saam terugkom. Saam met granate, saam met vye, al die vrugte, Numeri 13 vers 23. Hulle het al die mense die vrugte van die land gewys en gesê dat hierdie land van ons, hierdie beloofde land, weet julle, dit loop oor van melk en honing, Numeri 13 vers 27. En ek kan my voorstel dat Moses ook van hierdie vrugte moes geproe het, met Miriam en Aaron, al die stamhoofde, dat hulle van hierdie vrugte geproe het. Hulle moes nog 'n tyd lang, 40 jaar lang nog in die woestyn rondloop. Maar daar was in hulle harte hierdie beloofde land wat vir hulle voor lê.
en hulle het gesug om deel van hierdie beloofde land te wees. As Christen het ons die Heilige Gees wat as voorsmaak dien vir dit wat sou kom. Ons het die seën van die hemel deur die werking van die Heilige Gees in ons ontvang. En dit maak asof daardie belofte nog meer werklikheid in my lewe word. Dit maak dat ons die Here wil sien. Dat ons 'n nuwe liggaam wil hê. 'n Liggaam wat nie pyn het nie, wat nie seer het nie, wat nie siek is. Dat ons saam met hom wil lewe en dat ons die Here wil dien. Dit maak dat ons 'n nuwe lewe wat Christus vir ons verwerf het, deur sy opstanding en sy dood, deur sy dood en sy opstanding, dat ons hierdie nuwe lewe wil leef. Ons sag in die verwagting daarna. Ons wil hierdie ou liggaam los en 'n lewe leef vol vreugde, vol blydskap. Nie 'n lewe van sonde en van droefheid, en van agteruitgang, van tydelikheid, van 'n begin en einde, en van verganklikheid nie. Ons kan nie wag daarvoor nie. Waarom hoop ons? Wag ons, sug ons daarna. Ons sug, want die beste moet nog kom. Ons word ook vertel dat die Heilige Gees, wat ons as die eerste gawe van die heerlikheid ontvang het, ook sing. Hy sing saam met ons. Die Gees staan ons ook in ons swakheid bystaan daar. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met die versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Die Heilige Gees sug en hy pleit vir ons omdat God bekommerd is oor die gesig en die beproewing van sy mense. Jesus Christus het ook op 'n tyd gesug toe hy sien wat die sonde aan die mens gedoen het. Hy het met 'n siek mens te doen gehad wat doofstom was. Dan staan daar as die Here hom sien, as Jesus hom sien, dan sug Jesus Christus. En dan het hy vir die doofstom man, en het hy sy vingers in sy ore gesteek en hy smeer spoeg aan sy tong en dan sê hy, Efrata, dit beteken, gaan oop. Markus 7 vers 34. Op dieselfde manier sug die Heilige Gees saam met ons oor ons swaar kry hier op die aarde en vir ons. Die Heilige Gees leef in ons en ken daar ons sonde en ons swakheid en al ons beproewinge en hy meer as enigiemand anders, omdat hy in ons is, voel ons pyn wat ons moet deurmaak. Maar dan doen die Heilige Gees nog ietsie meer. Hy bid ook vir ons. Hy bid vir ons dat ons deur die wil van God gelei word, deur sy goeie wil. Hy weet nie altyd, ons weet nie altyd wat die wil van die Here is nie. Ons weet nie eers altyd hoe om te bid nie. Die woorde ontbreek. Maar die Heilige Gees tree vir ons in sodat ons mag lewe volgens die wil van God ten spyte van ons sonde en ons swaar kry. Die Heilige Gees deel ons las en ons pyn. In kontras met John Piper, wat sê dat elke 'n geskenk van die Here is, het Karl Barth, 'n Switserse gereformeerde teoloog van die 20ste eeu gesê. Luister mooi wat hy sê. Siekte staan teenoor die goeie wil van God as skepper. En het net bestaan en krag onder sy magtige nee. Hy sê verder, om daarvoor moed op te gee, om toe te laat dat dit sy gang gaan, kan nooit gehoorsaamheid wees nie, maar net ongehoorsaamheid aan God. En dan vat hy saam. In harmonie met die wil van God, behoort mens in die lig van alles
En daarom ook in die lig van die siekte, net finale weerstand te bied. En uit hierdie woorde neem ek aan, dat hy ook sê, dit is deel van die ou sonde, dit is deel van die ou verydeling waarin ons onderworpe is. En ons moet dit beveg. Daarom gaan ons dokter, daarom kry ons behandeling. Waarom veg ons teen die ou siekte in ons liggaam te word? En probeer ons om gesond te word. Maar ons gee nie moed op. Want eendag gaan ons werklik bevry word van die ou liggaam wat dreig gaan. Geliefdes in die Here, kanker en enige ander siekte is 'n uitdrukking van die ou verydeling waaraan ons op die aarde onderwerp is. Die mense wat aan kanker of enige ander siekte ly, kan daarom vertroos word. Nie deur hulle self te probeer oortuig dat dit op 'n manier die bitter geskenk van die Here is nie, maar deur te onthou dat in die dood en die opstanding van Jesus Christus God ook die donkerte en die dood oorwin het. Hy het vir ons lig en lewe gebring. God se almag is nie iets abstraks en vernietigend nie, maar dit is die vaderlike regering van God se genade, soos dit eens en vir altyd ook in Jesus Christus geopenbaar is. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, U is die almagtige God. Ons het saam met Adam gesondig. En weens Adam en ons verkeerde dade, sug deel aarde en sug ons ook. En dit is nie maklik. En die Heilige Gees sug, as hy ook ons stryd sien. En Jesus Christus sug, as hy ook die worsteling van mense op die aarde raak sien. Ons bid, Here, dat U deur die krag van die Heilige Gees, die lig en die lewe in ons agteruitgang bestaan op die aarde is. Help ons om nooit hoop te verloor. Geef ons die krag wat ons nodig het. Staan nie vir ons by, Here. Gee dat ons ook kan uitsien, saam met al die gelowiges op hierdie wêreld, na 'n tyd van verlossing, waar ons ook sal ophou om deel te wees van die verganklikheid en van die verydeling van hierdie wêreld. Ons bid vir die wat in ons midde is, wat siek is en wat worstel. Ons bid dat die Heilige Gees en ons saam met hulle sug, dat ons beter kan verstaan, dat ons beter kan besef. Help ons, Here, as ons siek is, as ons aan kanker ly, as ons daarmee worstel, help ons om dit te beveg, fisies, deur behandeling, maar ook emosioneel, in ons hart, dat ons nie verval in die doodsheid, wat deel is van elkeen van ons bestaan nie, maar dat ons die lewe met Christus raak sien. Dat dit ons ophef, en vir ons bly maak, vir ons vreugde gee. Dankie vir die woord. Dankie vir verlossing. Dankie vir die eerste gawe van die Heilige Gees, wat ons ook al reeds ontvang het as 'n belofte en 'n teken en 'n verwagting van dit wat kom. Ons bid dat ons as gemeente ook mekaar kan ondersteun. Ons bid dat ons ook as gemeente U woord kan uitdra aan
baie mense rondom ons en dat ons ook in staat is om aan ander die vreugde van ons geloof in Jesus Christus te mag gee. Ons bid vir alle mense in hierdie wêreld wat swaar kry, wat vervolg word weens hulle geloof. Here, lei U hulle oor. Gee vir hulle krag, skep U vir hulle genade. Ons bid dit alles op Jesus Christus se naam. Amen. Dit ons gaan nou ons gawes gee vir die diens van barmhartigheid. Daarna sing ons van Psalm 577, die eerste, tweede en derde vers. Lied nommer 577, die eerste, tweede en derde, die Heer my herder sorg vir my. Ons gaan dit ook sing, dan staan ons te wat daar in sing.
woorde. Ek was maar vanoggend ook byvoeg dankbaarheid in die harte. In die huise toe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met elkeen van u. Amen. Die kollekte redeere vanoggend is bestemd vir die sustentasiefonds. Daar is motorwagte op diens en u kan 'n bydrae in die kassies by die deure maak. By 20 skink volgende Sondag tee, dit is die wyn van Christo Grylik en die word sommer baie hartlik uitgenooi. Nou ons drink vanoggend na die erediens, waar ons ook lekker met mekaar gesels en waar ons ook mekaar weer leer ken. Ons vra dat u die gebede ook dink aan die sieklidmaande in ons midde. Ons het die name van David Botha, senior, Ella Miller, Fanie Jansen van Vuren, Betty Koens. Ons dink ook aan Elsie Tedesen, sy het ook vanoggend hier, sy sê dit gaan goed met haar, Paul Els, en Hester Jones. Ons, Hester Jones en Jeanette Jansen van Rensburg en Romein Zeilstra. Hulle is al drie die afgelope 2 weke is hulle geopereer en hulle sterk aan by die huise en dan is daar nou is dit sommer 'n klomp name wat ons hier het van mense wat familie afgestaan het aan die dood en ek gaan hulle maar allemaal opnoem, maar dit is nou maar sommer die hele vakansie wat alles in die vakansie ook gebeur het, in die vakansietyd. Ons dink aan Jody van Wyk, sy ma wat oorlede is, aan die Anna Liebenberg, sy suster is oorlede, Org Fourie se pa is oorlede, en die Kokkie Venter se skoonsister is oorlede, en Alta Venter se oom is oorlede. Al die mense, ons dink, en ons dink ook aan hulle in ons gebede, en ons vra dat die Here hulle sal vertroos. En dan die afgelope week is Tommy van der Blinde ook oorlede. En ons het Vrydag sy begrafnis gehad. Tommy was ook deel van ons kerk se bestuurspan. Hy was jarelang poster, ook afsprake vir my gemaak. Dit is 'n hartseer saak dat ons ook vanoggend dit moet afkondig. En dan Rina Buys, ja, net tot so ver is. Kom ons staan op en ons dra hierdie familie so. Die troosting van die Here asseblief. Baie dankie. Nadat aan die Rina Buys het geval en sy daar weer ook seer gemaak het, dit waar ons dan ook aan haar in ons gebede asseblief. En aan die naam van broeder Henny Venter wil ons vanoggend ter approbasie aan die gemeenteforum vir die ambt as ouderling. Broeder Henny Venter se naam. Goed, baie dankie.